Stefanus was 'n baie getroue volgeling van die Here en het alles in sy vermoë gedoen om die boodskap aangaande Jesus Christus die wêreld in te stuur. Dit het hom in onguns gebring by ander mense wat nie van hierdie boodskap gehou het nie, en tog die Ou Testament geken het en geglo het dat dit wat in die Ou Testament geskryf en gesê is, steeds van toepassing moet wees. Maar hulle besluit toe, hulle moet 'n plan maak met Stefanus en hulle gaan 'n klag lê teen hom. En nou lees ons dat hulle het gesukkel om 'n klag teen hom gelê te kry. En ons lees daarvan in Handelinge 6 vanaf vers 11 tot 15. Hulle maak toe 'n plan en hulle kry mense wat vals verklaringe oor Stefanus sou aflê. En selfs daardie vals verklaringe is nie heeltemal onakkuraat nie. Kom ons lees wat hulle sê in hulle vals verklaringe. Hierdie man wil nie ophou om dinge teen die heilige tempel en die wet van Moses te sê nie. Nou ons weet dat die tempel vir die Jode baie belangrik was. Dit is deel van God se plan vir hulle. Die wet van Moses was deel van God se plan. En hulle het hom gehoor sê dat hierdie Jesus van Nasaret die tempel sal afbreek. Nou ons weet, dit is iets wat Jesus wel gesê het, in 'n ander konteks natuurlik. En die voorskrifte wat Moses vir ons gegee het, sal verander. Nou, Jesus het baie dinge wat Moses gesê het, nie heeltemal toegepas soos wat die Jode graag sou wou hê hy dit moet doen nie. Terwyl hulle hierdie klagtes bring uit die Ou Testament en ware verwysings in 'n groot mate, hoor Stefanus dit en 'n wonderbaarlike ding gebeur met hom. Die woord sê, terwyl die lede van die raad na Stefanus kyk, stip na Stefanus kyk, sien hulle dat sy gesig soos die van 'n engel lyk. Nou, waarom dit gebeur het, word nie duidelik gemaak nie. Maar ek dink Stefanus het besef, hierdie mense verstaan sekere dinge nie heeltemal reg nie. Hulle het sekere feite weet, maar as hulle dit net anders kon verstaan, en hy besef, dit is eintlik die doel van sy boodskap, wat hy moet bring. Hy as boodskapper moet hierdie waarhede bring, en terwyl hy dit besef, verander sy aangesig en hy lyk soos 'n engel. Weet jy, ek dink ons moet maar bereid wees om onder alle omstandighede vas te staan. Al word ons dan ook op verdraaide wyse beskuldig van sekere dinge, staan die waarheid nog altyd vas, maar meer as dit staan vas dat ons geroep is om die boodskap van Jesus Christus altyd onomwonde te bring, te verklaar en te verduidelik. Nou ons gaan later 'n bietjie meer sê oor wat verder met Stefanus gebeur het. Loop mooi.